En goeiemôre julle, my tweede sessie vir die dag. Is nog steeds op Bloemfontein, is baie koud. Ek moet net gou met julle iets deel vanmôre. Ek het 'n Chosen 'n paar episode al kyk, het al baie gekyk van Chosen. Dit is baie mooi om te sien hoe ons Here Jesus ons beplan en alles. Ons moet wel niks worry nie. Ek bly dit sê, maar dit is so. En nou dan in 'n moment the Chosen little James het 'n gebrekkige voetjie en hy het vir Jesus gevra kan ek genees? Sê ja. Maar God het 'n ander plan. Verstaan? God werk op God se manier. Is om te wys dat hy so ten spyte van sy gebrek sal hy nog steeds kan voortgaan en hy kan die woord van die Here verkondig verder. En dis net weet ek het al MS al, hulle sê dis MS. Ek is maar net 'n drop foot het ek soos dat. Al vir 16, 17 jaar en ek gaan aan met my lewe. Ek staan nie op en val in 'n gat en dink, ek kan nie meer gaan nie. Nee, ek vir een van die rede ek het 'n dryfkrag agter my en die Heilige Gees is in my in elke dag en die Here wys vir my die pad. En dit is altyd 'n motivering as 'n ou 'n dele in die woord sien wat jou net weer motiveer om te sê die Here het gesê wat jy nodig het, vra jy sal dit kry. En so terwyl ek nou besig was om hierdie ding op OBS om mekaar te sit, toe dink ek, toe kry ek 'n boodskap op my ander foon en die boodskap gaan toe oor Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En op daai spesifieke punt, jy kan alles doen wat jy wil hê en dis volgens die Here se wil is sal jy dit kry. Wat baie belangrik is, 'n mens moet nader aan die Here begin leef vanaf en begin meer tekens sien van wat die Here vir jou wys. In 'n dag, as jy bijvoorbeeld jou dag vat soos vandag is 'n Vrydag ingenieur, kyk net bietjie, let net bietjie op. Wat se goeie goed gebeur met jou in 'n dag? Moenie kyk net na die slegte goed nie, want die slegte goed sal Satan altyd voor jou ingooi. En hy sal altyd jou potjie met dit, en hy sal altyd vir jou sê, dink aan die slegte en. Moenie daaraan dink nie, dink net aan die Here, dink aan Jesus. En die beloftes wat Jesus gemaak het, nou God sal nooit sy beloftes breek nie, nooit nie. As jy nou vandag gaan met besigheid en so meer, dit is nou maandeinde amper en so meer, dink net, dan vra vir die Here wat jy nodig het. Ek meen, ons almal het alles nodig elke dag om van te leef. Maar vra vir God en die Here sorg. So ek wil net hierdie genoem het vanmôre vir julle want ek probeer van my kant af in my lewe 'n gelukkiger lewe te hê saam met die Here, want ek begin meer van die Here leer. En die grootste ding wat jy moet doen is hierdie ding. Ek net ook van my kamera moet nou nie hierdie môre optel. Kyk, daar's dit. Kamera moet nou môre optel. Dis die Bybel. Kom ons lees jou Bybel. Lees 'n vers 'n dag of 200 verse 'n dag. Dit maak nie saak nie. En aan die einde van die dag, God het vir ons 'n guide gegee om volgens te leef. Leef volgens dit. Lees die Bybel en vertrou op die Here. Moenie dat hierdie wêreld jou insluk met sy gemors nie. Dis net op gemors. So al wat ek wil sê vanmôre, as jy 'n siekte het, as jy sleg voel, as jy finansiële probleme het en so meer, dis deel van die aarde. Dis nie deel van jou geestelike lewe nodig om jou te onderdruk nie. Bly positief, glo die woord van die Here en gaan aan met jou dag. En kyk wat jy kan doen vir ander mense. Kyk om mense te kan help. Verstaan? So ja, dis my stukkie vir vanmôre. Daar sal nou seker een nog kom. Cheers.